Wat 'n voorreg om saam jou te kuier, lekker op 'n Sondag aand en ja, kan jy glo ons is alweer begin van 'n nuwe week. Uitsenien, baie welkom. Altyd lekker om saam met julle almal te kuier op TikTok en dan ook op Facebook. En natuurlik later op YouTube en op TikTok laai ons weer die programme. Ouer gewoonte laai ons die programme na die tyd ook op al die ander platforms. En natuurlik as jy die boodskap in PDF formaat wil ontvang, jy weet my WhatsApp nommer verskyn gedurig terwyl die aanlyn diens aan die gang is op al die platforms. En jy is meer as welkom om daai nommer neer te skryf en dan vir my boodskap te stuur en te sê, laai my op die groep. Ek wil graag deel word, jy weet om die boodskapies te ontvang elke aand. So vanaand se boodskap is vir my baie besonder en ek ervaar al die hele dag sommer swaar op my hart om hierdie hierdie boodskap met jou te deel vanaand, om vanaand vir jou te sê, jy is gebore om besonders te wees. Mag vanaand vir jou werklik ware inspirasie wees, mag hierdie 'n byvoeging, toevoeging tot jou menswees wees, dat jy dit kan opteken as vanaand het die Here met my ontmoet, vanaand het die Here met my gepraat. Ek is maar net 'n instrument en is maar altyd 'n voorreg om dan sommer in die aande so saam met te kuier en dan met jou die woord te deel. En vanaand is geen uitsondering. God is teenwoordig en vir my is vir my wonderlik om saam met jou te kan kuier in die aande. Ek maak verskoning alreeds vir Dinsdag en Woensdag aand is ek op 'n bosparaat iewerste teen 'n rivier aan die ander kant Bronkhorstspruit. En vanaand kuier jy lekker saam met my hierso by die tuin uit in buite Rustenburg. En wat 'n lekker warm dag was dit net nie. Vanaand weet ek ook dat God se liefde en sy genade vir jou en my genoeg is. Ek glo vanoggend ons is so by die 12,000 mense wat alreeds die oggenddiens bygewoon het en ek weet ook dat vanaand geen uitsondering gaan wees. Ek sê altyd, dit gaan nie oor die getalle nie, dit gaan oor siele, dit gaan oor om op die markplein 'n groot verskil te kan maak. En vanaand weet ek ook dat elkeen van ons het soms nodig om hierdie boodskap te hoor en dit te vat en onsin te maak. En jy verloor baie keer as gevolg van omstandighede jou visie. Jy as 'n ma, jy is 'n vrou wat hard werk om die pot aan die kook te hou, om te sien dat die kinders goed doen, om te sien dat almal, jy weet, besig is om vorentoe te gaan. Is jy die een wat jouself afsloof en jouself soms langs die pad verloor? En vanaand is my gebed dat jy werklik waar uit hierdie boodskap uit iets sal vat en vanaand sommer maar net jouself sal toemaak soos met 'n kombers, 'n wolkombers. So jy ek vat hierdie woord vanaand vir my en jy is man wat deur baie omstandighede gaan, wat deur baie dinge die afgelope tyd in jou lewe was. Weet ek dat hierdie ook 'n boodskap sal wees wat jou gaan inspireer om nie terug te kyk nie en op te staan. Mag vanaand Here vir hierdie man en vrou sommer net 'n koestering wees om te besef hoe besonders en hoe spesiaal hy en sy is. Here, dankie vir genade, dankie vir liefde, dankie vir vrede, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die kuns om sensitief te word vir die Heilige Gees. En vanaand wil ons nie mis wat U vir ons instoor het nie. Ek wil nie mis eendag dit wat die plan en die wil vir my lewe is nie. En mag hierdie man en vrou wat vanaand ingeskakel is, Here, ook sommer maar net saam beleef en ervaar U guns en U goedheid. Dankie Here vir 'n nuwe week wat voorlê, wat ons by voete kan kom neerlê en kan bid dat U vooruit gaan en ons baie gelyk maak. Dankie vir die woord wat die waarheid is, wat die anker is in ons lewens. Dankie dat ons weet U ons nooit sal begewe en ons ooit nooit sal verlaat nie. Dankie Here. Halleluja. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier vanaand en ek deel met jou
'n gedeelte wat baie naby my hart is, omdat ek weet dat baie keer kom dinge en dit ontneem ons van die fokus. En elke mens, jy en ek, word gebore om iets besonders te doen. En die hartseer is dat mense deur die lewe gaan en so fokus op elemente en dinge en probleme en omstandighede dat hulle self verloor langs die pad om te ontdek en te lei en die lewens van ander ook aan te raak. Wil God tog jou en my gebruik? En ek en jy is bedoel om iemand te wees, om ons, ek wat Stefan is, my merk te los, om in my area waar ek is, 'n verandering te bring. Jy is gebore om 'n verskil te maak. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, ons word gebore om alle beperkings wat ander op ons plaas, en ja, dit is so, mense plaas beperkings op ons, en selfs geliefdes, en selfs mense vir wie jy omgee, omdat hulle omgee vir jou, en baie keer uit 'n hoek van, ek is bekommerd dat jy gaan seer kry, ek is bekommerd dat jy weet, dit gaan verloor, ek is bekommerd dat jy gaan, jy weet, dit nie maak nie, is daai woord wat hy gee, kom uit 'n mooi plek uit, maar ook uit 'n verkeerde plek uit. Omdat ek en jy, wat besonders is, self moet hoor, self by 'n plek moet kom om vrede te hê vir waar ek is op hierdie stadium. En ek kan vanaand vir jou sê, as jy op 'n plek is, ek het dit gister gesê op een van my middagsessies, dat as jy op 'n plek is waar jy vervuld is en gelukkig is, en jy's op 'n happy place, jy weet wat, dan weet jy, jy's op pad iewers heen, al sien ander dit nie, jy weet dit en jy verstaan dit, en ons word gebore om alle beperkings wat mense op ons plaas te oorskry. Dit wat die juffrou gesê het, dit wat 'n dosent gesê het, dit wat jou ex-man of jou ex-vrou gesê het, dit wat dalk 'n kind of 'n ouer dalk oor die uitgespreek het, of 'n vriend of 'n vriendin, jy is gebou om dit te oorskry, om verby daai beperkings te gaan. Laat toe vanaand, laat toe dat God vanaand by jou kom stil staan, en hierdie beperking, ek het vanoggend ook dit so kortliks aangeraak, baie keer deur seer en deur omstandighede en verledes, dat ons osself beperk. Laat toe vanaand dat God kom en hierdie juk van jou kom afval, om suksesvol en uitnemend te wees, is tog God se plan en God se doel vir jou in my lewe. En jy's beslis, ek en jy is beslis nie gemaak om maar net doodgewoon, luister sissa, jy's nie gebou om net doodgewoon en middelmatig te wees nie. God het jou geskep omdat daar van God se DNA in jou as man is, in jou as vrou is, toe jy hom aangeneem het dit deel geword van jou, maar om buitengewoon op te kan tree. God het jou en my anders te gemaak as die vrou en die man langs jou. Vanmiddag kuier ek saam met my broer, en ek het hierdie groot ontzag en respek vir my broer. Maar hy is 'n man met 'n identiteit en as 'n individu wat ek nie kan wees nie. En hy en ek nie, en hy nie kan dit nie wees wat ek is nie. Al sien ek hierdie mooi eienskappe in hom wat ek begee, is ek uniek. Is jy uniek? En ek moet by 'n plek aankom om te besef dat in hierdie samelewing het God 'n doel en 'n plan met my en met jou lewe. En om dit reg te kry, moet jy verby jou omstandighede leef. Want as ek en jy toelaat dat ons omstandighede vir ons 'n hinkering gaan word en 'n obstakel gaan word, gaan ons dit nie maak nie. Reguit vanaand bid ek dat jy na jou doel toe kan beweeg, eerder as om daardeur gedefinieer te word. Want baie keer is ons geneig dat ons omstandighede bepaal wie ons is. En ek sal dit oor en oor sê in elke sessie, want ons is baie keer geneig om gedefinieer te word van waar ek my tans bevind en beleef en ervaar. Nou vanaand wil ek jou sê, jy hoef nie 'n slagoffer van moeilike
van 'n moeilike situasie te wees nie. En dit is so, ek het die ander dag daaroor gepraat by 'n sessie, het ek gesê slegte goed gebeur met goeie mense, goeie goed gebeur met slegte mense. Ek en jy is nie gevrywaar van slegte goed nie. Maar wat ek wel vanaand vir jou kan sê wel is dat jy mooi moet hoor dat jy moenie slagoffer speel nie. Ons sit baie keer in 'n hoekie en ons kry onsself jammer. Dit het tyd geword dat jy weer opstaan en jouself begin glo en vat God op sy woord. Ek praat maar van myself ook. Want ons verloor iewers langs die pad soms ietsie van onsself deur as gevolg van omstandighede. En vanaand wil ek by jou kom stil staan om jou te bedien met 'n woord van om op te staan, doelgerig te wees. So wat het dan gebeur? Wanneer het jy besluit dat die pad van uitnemendheid wat God eintlik vir jou uitgeteer het, nie vir jou bedoel was nie? Is om net 'n ou gewone lewe te leef van jy weet tevrede te moet wees met 'n ou gesaaide lewe, wat 'n normale lewe. Ag ek moet maar, jy weet ek is nou maar net arme, ek is nou maar net ek. En ek is nou maar gebore soos ek is en dit is nou maar in ons familiegene. Ons is nou maar sukkelaars. Ons is nou maar net mense wat so deur die lewe gaan en sê weet jy wat, ek het nou maar vrede daarmee gemaak. Weet jy wat, jy sal nooit by dit uitkom wat God vir jou bedoel het en in storie as jy met daai mentaliteit deur die lewe gaan nie. Hoekom laat jy toe? Ek wil jou vra, hoekom laat jy toe? Wat het gebeur dat jy toegelaat het dat vrees en die stemme van negatiewe mense en omstandighede jou gevangen hou? En vanaand sê ek dit in groot respek, want omstandighede kan ons baie keer, jy weet, nie helder. Miskien leef jy hierdie leen omdat jy nie bewus is van die krag van die onderbewuste en hoe dit jou natuurlik negatief kan beïnvloed nie. Mense, ek sê die ander dag vir 'n groep gesê, as jy vir 10 kinders in die klas sit in een klas wat dieselfde tipe IQ het en jy sê vir 5 van die 10, julle, as ons van 1 tot 10, julle is 'n 5 of julle is 'n 1, julle is baie dom. En jy sê vir die ander, julle is 'n 10 en jy deel die groep in 2 en jy sê julle dommetjies sit in daai hoek en daai slimmetjies in daai hoek. Wil ek vanaand vir jou sê, gaan binne 'n week daai kinders begin anders te reageer wat eintlik baie slim is. Maar hulle begin hy leuen te glo. En vanaand hoor my. Jy moet besef vanaand wie jy in Christus is. Jy moet dit weer begin herken, jy moet dit begin raak sien. Jy wag nie eers dat ander beperkings op jou plaas nie. Jy doen dit sommer self. Deur om die leuen te glo van jou omstandighede, dalk van ander mense. Vanaand is dit vir my hartseer om hierdie kosbare mense te sien in die lewe wat hulle doel verloor het, wat ophou droom. Wanneer laas het jy gedroom? Wanneer jy kan ook nou onthou hoekom jy ophou droom het. As jy weet hoe jou gedagtes werk, sal jy hierdie konsep wat ek nou met jou deel goed verstaan. Die paadjies in jou brein wat oor 'n tydperk deur jou negatiewe denke veroorsaak is, het destyds as 'n ou klein groef begin. En elke keer wat jy hierdie selfde negatiewe gedagtes dink, word hierdie groef al hoe dieper en dieper totdat dit 'n diep sloot is. En hoe meer ons, en dit is hartseer om dit te kan sê, maar hoe meer ons hierdie leuns glo wat ons vir onsself vertel, word hierdie groef eintlik maar net dieper en dieper en dieper. Ek het in die week vir 'n man gesê, dit tyd geword dat jy buite die raamwerk begin glo en God begin vertrou. Dit het tyd geword dat jy weer op die woord en op die beloftes van God begin staan. En hoe meer val ons vas in ons eie ou denkpatrone. Later word daai die enigste manier van hoe jy dink, van hoe jy optree, van hoe jy reageer uit daai staanspoort uit, van daai wegspringplek. En hoe meer gevestig hierdie denkpatrone is, en ek praat nou van
negatief. Ek praat van ek dit nie gaan maak nie. Ek praat van wanneer jy mense se leuns begin glo. Hoe moeiliker sal dit vir jou wees om te verbreek en op te staan en om uit hierdie beperkte lewe te kom. En vanaand glo ek met my hele menswees hier waar ek staan, dat God het vir jou, mevrou, meer in stoor. God het vir jou meer in stoor, Boeta, as wat jy tans het. Onthou, die enigste verskil tussen 'n groef en 'n graf is die diepte daarvan. Dit mag nie gebeur nie, want jy is nie gebore, en hoor wat ek nou vir jou sê, jy is nie gebore om verslaan te word nie. Dawid het nie voor Goliat gaan staan om te verloor nie. Dawid het nie Goliat raak gesien nie. Dawid het verby Goliat gekyk en hy het God raak gesien. Ek wil vir jou sê, jou lewe gaan daaroor om iets met betekenis te skep. Om 'n verskil te maak. Jy behoort spontaan, dapper en vry deur die lewe te huppel, omdat jy weet, jy kan enigiets regkry. En dalk is dit net nodig vanaand vir my om jou oor hierdie bil te vat, deur om vir jou te sê, jy kan dit maak, jy gaan dit maak, jy sal dit maak. Jy moet vanaand weer op 'n plek kom in jou besigheid en in jou, en dalk is jy 'n dosent, en dalk is jy 'n bemarker, dalk is jy vanaand argitek, of 'n ingenieur, of 'n prokureur, of 'n dokter. Dalk werk jy op die myn. Dalk is jy 'n skoonmaker. God kyk nie anders na 'n myner as na 'n advokaat nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. God is nie aan tyd en aan emosies gekoppel nie. Hy kyk na jou deur sy oë. En jy moet begin vanaand dit glo. Jy moet vanaand begin kyk hoe Jesus na jou kyk. Begin dink hoe Jesus oor jou voel. En jy moet begin reageer uit 'n wegspringplek van daai posisie. Posisioneer jouself vanaand in 'n posisie om jou weg te vat van die negatief wat mense sê. Met die regte kennis, dit mag nie gebeur nie. En ek wil vanaand vir sê, met die regte kennis en die aanmoediging, kan enige iemand die mens word, die man word, die vrou word, wat God jou geskep het om te wees. En ek sê dit nie vanaand net omdat ek jy weet, 'n geestelike leier is, of 'n predikant is nie, of 'n motiveringsspreker nie. Ek praat vanaand as 'n man wat net lief is vir die Here. Ek wil vanaand vir jou sê, ek is iemand wat baie lief is vir die Here. Ek kies Jesus oor en oor. Ek wil niks anders te kies nie. Dis al wat ek ken, van ek 16 is. So vanaand wil ek vir jou sê, onthou, jy het die potensiaal en jy's perfek bedraad om jou eie unieke merk te maak. Net soos jy is. Net soos jy is. Jy's uniek. 'n Mens se verwagtinge, en ek sien dit so baie keer, mense se verwagtings het 'n groot invloed op jou lewe, wat mense wil hê en wat mense van jou verwag. As jy vanaand min verwag, en ek daag jou uit, ek is op 'n plek in my eie lewe vanaand, waar ek God vertrou, vir bonatuurlik. Ek het hierdie jaar gevat, en ek het sê julle, this is a year of Jubilee. Here, is 'n jaar van jubel. Dit is 'n jaar van seëninge. Dit is 'n jaar van verandering. Dit is 'n jaar van oorbegin. Dit is 'n jaar van herstel. Onthou, jy het die potensiaal en jy is perfek, net soos jy is. Al dink jy nie so nie,
En ek wil vir jou vanaand vertel, as jy min verwag, hoor wat ek vanaand vir jou sê, gaan jy min kry. As jy nie glo dat dinge beter gaan word nie, wil ek vanaand vir jou sê, sal dit ook nie. Wanneer jy egter goeie geleenthede, en nou, hoor wat ek vanaand vir jou sê, soos 'n bevordering of 'n salarisverhoging verwag, sal jy ook baie meer sukses en guns begin beleef. Iets wat ek het en wat baie mense nie het nie, is geduld. En ek wil vanaand vir jou sê, die belangrikste is om geduld te hê. As jy verwag, wees wagtend op die Here. Maar hoor gou, as jy verwag dat dinge altyd volgens jou voorwaardes en jou skedules moet gebeur, raak jy 'n verbitterde man. Jy raak 'n verbitterde vrou, wat dan eintlik op die einde deur almal vermy word. En die stres en angs wat mense elke dag moet verduur, kan hulle natuurlik, en ek wil hê jy moet hoor, laat glo dat alles onmiddellik moet regkom. Geloof en die vertroue dat dinge tog op 'n lang termyn sal uitwerk, gee vir jou daai sekerheid en verminder angs en dit verminder stres. En jy sal dan tonne meer energie hê om aan jou drome te werk en dan jou doelwitte te bereik. Ek sê dit vir 'n paar mense die afgelope tyd. Ek het 50 geword verlede jaar en ek voel ek begin nou eens te leef. Ek begin nou eens opgewonde raak oor my toekoms. Ja. Ek begin nou ervaar dinge wat ek nooit beleef en ervaar het nie. Natuurlik is dinge soos die regte geleenthede, goeie hulpbronne en slim tydsberekening ook nodig. Maar ek wil hê jy moet nou hoor wat ek vir jou sê, die ruggraat van sukses kry ons eintlik egter eerder in oudtydse konsepte soos harde werk, vasbeslotenheid, geloof in jouself en deursettingsvermoë. Niks kom maklik in die lewe nie. Ek sê vir iemand die ander aand om, baie mense het miljoene followers, maar op Facebook die amper 75.000 en 50.000 op TikTok. Harde werk. Die gekom nie. Ek het tussen stene my selfoon neergesit en begin preek vir myself en dit gepost en gesê, hopelik waar ek sit, gaan dit vir iemand ook iets beteken. Jy begin nooit bo nie, mens begin onder. Maar ek moes glo. Ek was weer op 'n plek om op te kan staan. En dit is daai ou konsep van harde werk. Niks kom maklik nie. Ons manier van dink, jou manier van dink, bepaal jou lewe. Maar wat ek vir jou sê, hoe dink jy? Ons gesindhede en oortuigings het 'n groot effek op die manier waarop ons die wêreld sien en hoe ons oor die wêreld voel. Ons uitkyk. En as jy gedurig deur angs getuister word en altyd aan jouself twyfel, wat baie gebeur met jou as 'n man, met jou as 'n vrou, is die kanse goed. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, dat die probleem in jou gedagtes lê. Natuurlik bedoel jy nie negatief te dink nie, en besef jy dalk nie eens dat dit die geval is nie. Maar die vraag is, hoe kan jy verwag? En ek sê dit vanaand vir myself. Hoe kan jy verwag om geseën te wees en jou beste te leef
as jy altyd fokus op dit wat verkeerd loop. En ek wil jou uitdaag, dat jy hierdie oomblik 'n besluit neem in jou binneste, om te fokus op die beste, op die mooiste, jou gedagtes af te haal van die negatief, om positief te leef. Boeta, sissa, moet jy eers 'n positiewe uitkyk ontwikkel. Dit begin daar. Jy mag nie jou energie, en dit is hartseer om te sien hoe mense hulle energie verplaas, maar jy kan nie jou energie verkwis deur negatiewe gedagtes en negatiewe herinneringe te fokus nie. En hoe meer jy op daai seer en op daai pyn fokus, op daai gisters en op daai eergisters wat ek vanoggend ook van gepraat het, daai ou herinneringe, you won't make it. Dis eintlik eenvoudig. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Voor jy nie jou gedagtes en jou manier en daai gedagtes, daar waar jy met jouself sit. Daar waar jy sit en top met dinge wat niemand, hulle kyk so na jou, jy sit met 'n smile, met 'n mombakkie. Daai gedagtes. Die manier van dink te kan verander, sal niks in jou lewe verander nie. Dit wat jy aan mekaar dink, hoor wat ek vir jou sê, is dit wat uiteindelik in jou lewe, meneer, in jou lewe, mevrou, eintlik waar sal word. Daarom is ongelukkigheid 'n blote gewoonte. Hoor jy wat ek sê? Ongelukkigheid is 'n blote gewoonte. Om gelukkig te wees is ook 'n gewoonte. Geluk en ongeluk. Dit vra vir my om positief. Dit vra vir my om dit 'n leefwyse te maak. Om lewe te spreek. Om positief te wees. Die keuse vanaand is jou en myne. Wat een gaan jy kies? Natuurlik is dit nie maklik om daardie nare gewoontes te verbreek nie, maar dis moontlik. Dis moontlik. Begin deur vas te stel. En ek sê dit altyd, gaan sit 'n bietjie en stel vas. Hoekom jy oor sekere dinge jou so bekommer? Want sodra jy daardie gedagtes identifiseer, moet jy hulle vasvat. En dit moet verander. Jy het nie 'n keuse nie. Want die lewe is te kort en jou energie te bestee om die heeltyd bekommerd te wees oor wat ander mense van jou dink of oor dinge wat dalk kan gebeur. Tyd is te min. Die lewe is soos 'n motor. Met 'n vorentoe rad en dit het 'n trierad. Elke mens besluit self in watter rigting hy of sy wil ry. As jy op jou probleme en hoor wat ek vir jou sê wil fokus en glo dat jou drome nooit, jy weet, waar sal word nie, is jy eintlik besig om in 'n trierad te ry. Dis waar wat jy sê, Christa, ek spreek lewe oor hierdie doodsbeendere. Is jy besig om in 'n trierad te ry? Is jy besig om agteruit te boer in jou lewe? Hoe sal jy ooit in jou wedloop daai resies kan wen as jy die hele tyd so optree en so reageer? Dis nie omstandighede wat jou negatief maak nie.
Hoor wat ek vir jou sê. Dis jou houding. Dis jou houding teenoor jou omstandighede. Ek moes my houding oor baie goed verander. Ek moes my houding verander oor hoe ek dink, oor my huidige situasie. Ek moes my houding verander in my uitkyk. My houding oor daar waar ek nou is. En ek en jy kry elke dag die geleentheid om reg te kies rondom ons gesindheid. Ons kan kies en gelukkig en optimisties te wees. En ons kan kies dat hierdie drome van ons sal verwenslik. Of ons kan kies om negatief, dood te kan spreek en eerder te kies om op lewe te fokus en nou kies ek om op probleme te fokus. En dis waar ek en jy dit mis. Moenie wag vir alles om te verander voordat jy jou houding gaan verander nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Kry eers die regte houding. Ruk jouself reg vanaand, man. Ruk jouself reg vanaand. Kry eers hierdie regte houding. Dan is die kanse groot. Dat die situasie waarin jy tans is ook sal verander. Kan ek vir u iets sê? Tyd geword dat jy weer realisties begin raak. Die lewe is goed of die lewe is sleg. As kinders word ons geleer om groot te droom en uit te reik na die sterre. En dit is so mooi hier waar ek staan, buitekant die stad. En soos ons groot word, soos ek en jy ouer word, kry ons seer en die wêreld en mense om ons stel ons iewers te leer. En dan hou ons stadig, maar seker op om groot te droom en groter dinge te verwag. En eintlik is dit maar net 'n verdedigingsmeganisme. Deur lae verwagtinge te koester vir jou en jou kinders, vir jou en jou gesin, vir jou en jou besigheid, vir jou menswees en vir jou huwelik. Stel jy jouself nie so baie bloot aan teleurstellings en seer kry nie. En baie mense staan soggens op en verwag 'n slegte dag. Dan is hulle nie teleurgestel as hulle dag so verloop nie. Hartseer. As gevolg van jou ingesteldheid, as gevolg van hierdie ingesteldheid, is dat 'n mens begin glo dat niks wat goed is ooit met my sal gebeur nie. En dis hartseer. Dis hartseer om dierbare mense te sien, kosbare mans en vrouens te sien, wat net glo ons sal dit nie maak in die lewe nie. Jy stap by 'n vertrek in en verwag dat niemand van jou gaan hou nie. Jy gaan winkel toe en jy verwag dat jy niks gaan kry wat jy soek nie. Ek moes vanoggend in 'n haas teruggaan. Ek het gister 'n hemp en 'n broek gekoop en iewerste wat ek die broeke aangepas het ek die regte broek neergesit en die kleiner broek, jy weet, gevat. En my ma sê vir my vanoggend, pas net gou weer 'n broek aan, dat ek net kyk dat hy reg is. En my tannie sê, dat ons net vir hom dalk so moet insit.
En ek wou eintlik en ek toe kom aantrek. Toe skrik ek my dood. Hy kom nie eens hier bo by my lyf om nie. Maar tog het ek so geswel in die nag. Maar ek is terug en ek stap in die winkel in en ek weet presies die size wat ek neergesit het was die regte size. Ek stap en ek gaan vat hom. En ek gaan ruil hom om. Baie keer ek het dan toe gery met die verwagting dat dit vinnig gaan wees en dit was so. Die hartseer is, baie mense staan op. Hy staan moeg op en hy gaan slaap moeg. Jy gaan vir 'n onderhoud en jy verwag jy gaan nie die werk kry nie. Jy sit 'n tender in of jy sit 'n kwotasie in en jy sê smal klaar, ek gaan dit nie kry nie. Nee. Dit help natuurlik nie om onrealisties te wees nie. Natuurlik sal ek en jy slegte dae ook hê. Ja, daar sal frustrerende dinge gebeur in jou en in my lewe wat jou en my lewe of ons dag kan omkrap. Jy sal nie dalk daai mooi huis kry wat jy begeer het met die lifts in nie. Jou kinders sal jou iewers te dalk teleurstel. Jy kan dalk ernstig siek word. Jy sal uitdagings en natuurlik sal jy ook teleurstellings hê. Ek het vanoggend gesê, nie een van ons is gevrywaar van dit nie. En die meeste mense gee egter te gou moed op. En dalk is dit waar jy nou is. Jy het dalk moed opgegee. Jy het dalk op 'n hoop gaan sit. Jy het dalk klaar gemaak. En die meeste van hierdie mense wat moed opgegee het, hulle dink dat die lewe veronderstel is om te maklik te wees en dat hulle alles met die minste moeite kan kry. Maar ek het gesê die lewe is goed en die lewe is sleg. Daar is sukses en daar is teleurstellings. Om te dink dat die lewe net goed moet wees, is 'n blote fantasie. Ek het dierbare vriende wat die Here liefhet, wat siek is. Wat vir God in die laaste 30 jaar